doen dit net in styl, in glitterati styl, in glitterati styl. Soos ons laasweek beloof het, daar's 'n heerlike verskeidenheid kuiergaste op die week. Van opera tot by 'n paar van die land se hierbaarste mans. Maak julle reg vir die een van ons land se wildste rakkers is in die ateljee. Heinie Schmidt, CP-held wat vroulike kykers se knieë lam maak. En Angie op die popblad aanbring. ons het 'n week of so gelede vir julle 'n stukkie uit André die Hypnotist se show gewys en toe sommer besluit dat dit moontlik 'n goeie idee is om hom ateljee toe te nooi. En hier is hy. Welkom André. Dankie, baie dankie. Dit is ongewoon om 'n hypnotist te wees. Is dit nou iets waarvoor jy moet gaan studeer? Ja, eintlik. Mense dink jy is 'n gawe, jy's gebore daarmee, hierdie talent, maar ek's nie Superman nie. Ek's gebore in Errington Hospitaal. dit in sigself is 'n bietjie Superman-erig, maar nee, is jy gaan studeer dit en in my dae moes jy 'n soort van 'n apprenticeship gaan doen. So Ja. jy kon dit nie nog swat as 'n vak nie, maar nou kan jy, ja. Hoe het dit gebeur dat jy besluit het om 'n hypnotist te word? Ek het 'n ou ontmoet, Max Colley. Hy's nou so 1993 al oorlede. Skotse man, kwaai oomie. En hy het deur die land getoer en hy was soort van die naam. En ek het sy vertoning gesien. Ek was al klaar in die drama betrokke en toe ek dit sien, so dog ek, dis my beroep. Hier's waar ek my vinger klap en ek kry die geld en hulle doen die werk. So dit was. Wat was jou familie se reaksie toe jy besluit het om 'n hypnotist te Ek word? het nie vir hulle gesê nie. Dit was 'n groot geheim. Ek het So wat het jy geswat? ek het onderwys gaan swat. Ja, en nogal die beurs gewen vir die best up and coming English teacher. Maar toe besef ek die kinders gaan vir my oor op my kop sit. En toe ek kwalifiseer, toe pak ek dit op en ek slaat toe die verhoog. En ek het so 'n hele rukkie opgetree voor ek vir my al enigstens iets gesê het. Dit is soort van toe ek begin populêr word en teaters vol raak. Toe ek miskien moet ons maar nou hier nie spreek. En as jy nou nie op verhoor is met mense wat jy hypnotiseer nie, het jy 'n spreekkamer wat jy mense individueel, professioneel mee gesels of hoe Ja, werk ek is baie spesifiek met dit. Daar is terapeute wat dit doen en is baie waardevol in 'n mediese tegniek. En so ek verwys altyd mense, ek sê altyd bel jou naaste sielkundige, gaan vir terapie, laat die mediese fondse dek. En ook omdat ek vir 'n kort tydjie in 'n dorp is my vrye tyd is ek op die strate of besig om te kuier, eerder as om nog terapie te doen. Ja. Raak jy nooit bang dat mense dink jy's 'n fake en jy word miskien uitgevang nie? Nee, daar's mense, kyk hoe skeptiese mense, daar's mense wat opkom om te bewys ek kan hulle nie hypnotiseer nie. Dis soort van dom want ek kan jou nie hypnotiseer as jy nie wil nie. En dan kom hulle op en sê, ek sien dit werk nie. Ek kan my nie hypnotiseer nie. Dan dink jy het die punt bewys. Dis 10 uit 10. Maar nee, ek gebruik elke aand net mense wat ek uit die gehoor uit kry. So daar is aande wat die vertoning geheel en al kan flop. Wat niemand opkom nie, wat ek letterlik roei vir my lewe, ja. Kry jy soms die idee dat mense suspicieus is om jou? Ja. Afrikaans meer as Engels snaaks genoeg. So Engelse mense makliker op die verhoog, Afrikaanse mense baie meer skepties en ook baie minder lus om rond te spring op die verhoog. Was jy al ooit lus, en dis baie weird om hierdie vraag te vra, om iemand te hypnotiseer wat jy eintlik op 'n date wou vat? Natuurlijk. Dan gaan my geheim uit. Nee, my gehore, en het is altyd nice, mense sê altyd, ek het die mooiste gehore in die land, en ek stem saam, ek dink, soos ek nou ouer word, dink ek, weet jy, ek voel soos 'n oupa, want my gehore bly mooi, hulle is universiteit, en is jong mense, en hulle is mooi, ja, en daar's wel 'n paar honderd, wat ek graag so mee wil uitgaan, maar ek is 38 en single, so ek neem maar dat is maar die Of jou bewys. hypnotisering werk nie. Ja, die mense sit nie gehoor en ignoreer. Ek kan pickpocket. Ja, regtig, slaap. As ek my vingerskap as jy wakker trek gaan gooi hemp, wel baie nie slaap, trek gaan gooi hemp uit. En wakker maak en dit sê nie, nou klap hy my. Slaap. Dis al wat jy vanaand kry, jammer. Okay. Of ons een triek weg. Om onder hypnose te gaan. Kyk, jy hypnotiseer jouself, so daar's niks agter die ding nie. Maar al wat ek weet van die hypnotisering is dat daar's 'n pendulum klik, dit is duiwels, jy moet nie na dit doen nie. En die ander ding is van, kyk diep in my oë, volg my vinger, my stem doen dit, en dan gaan jy op hierdie toe. Wat doen jy? Nie een van daai goed nie.
Nou, hoe kry jy dit reg? Ek praat baie. Dit is my gawe, ek praat aanhoudend. Ek sê die regte woorde op die regte tyd, op die regte plek. Slaap. Almal vir julle as ek my vingers klap as jy bekende akteur, jy speel die rol van 'n wasmasjien. Bly sit. You're impersonating a washing machine, but you stay seated. Wees versigtig met die stoele. Nee, jy gaan nie die stoel rits nie. Use your imagination, don't break the chair. Wees versigtig met die stoel. Jy's 'n wasmasjien. 3 2 1 wasmasjien. You're a washing machine. En jy doen nie was goed, jy's 'n wasmasjien. Was goed, jy doen nie was goed, you're a washing machine. Ja. En as die mense dit aanvaar en glo, dan gaan hulle in dieselfde toestand as dagdroom. En dis presies dieselfde toestand wat hipnose veroorsaak. Nou wat jy op die verhoog sien is daai mense kom op en hulle weet ek gaan van hulle verwag om soos 'n hoender of soos 'n haan te kraai. Ja. En dis hoekom daai reaksie ontlok word. Nou as hulle by 'n terapeut gaan, dan verwag hulle nie die terapeut gaan sê, "Hoor, as ek my vingers klap dan ry jy 'n kar met vierkantige wiele nie." En dis hoekom daai mense nie daai reaksie ontlok nie. Ons doen dit as ons TV kyk en dan jy weet dan wys hulle vir jou hierdie produk en dan sê koop dit nou en dan gee ons vir jou 3 sakkies Al die van dit sublime gratis. messages, ja. Ja. En ons koop dit en jy het nog nooit die produk wou hê nie, maar nou eerslik moet jy wens op haar foon. Bring hom vinnig. Dis hipnose, selfde proses. Andre, hoe lank dink jy sal dit my vat om jou toe te laat om my te hipnotiseer? Man, feite is jy is 'n bietjie van 'n control freak, so kom ons wees nou my eerlik. En control freaks soos radio DJ's maak nou nie goeie hipnotiseerder volunteers nie. So wat ek dink ons moet doen is soos 'n hele uur show volgende keer net aan Jy dit. probeer hom net weer op 'n date vat. Hoor jy so jou bynaam is Andre die skreeusnaakse hipnotiseerder. Ja, hipnotiseer. Dis ja, die regte woord is hipnotiseur. Hipnotiseer. Ja, waar kom die skreeusnaaks vandaan? Weet jy, ek Waar wou kom die nie- komiese elemente vandaan? Ek wou nie mense moes eerstens my van ken nie. Ek wou nie mense moes my noodwendig bel nie. En tweedens die vertoning gaan nie oor my nie, dit gaan oor die mense op die verhoog. So my naam is nie belangrik nie, hulle moet net weet dis op die poster. Dis die mense op die verhoog wat die belang gaan kry. So hulle maak vir jou grappies. Nou wil ek weet as jy 'n grap lê as agter toe deure. Nee, ek is 'n vreeslike stil en beswye persoon. Inteendeel ek kruip in grotte rond. Dit is my liefde. Ek is Kry jy 'n groter rol? Daar is ek het 'n plaas daar by Sterkfontein en ek is okay. Daar is verskriklik mooi grot. Potchefstroom en al hierdie plekke. Ja, as jy my nie op die verhoog sien nie, is ek gewoonlik vol modder in die middel van iemand se plaas besig om in 'n grot rond te kruip. Lekker. Ja, dis my passie. Ja, so ek is nie 'n baie sosiale persoon nie. Dankie Andre vir jou tyd. Vreeslik dankie. Die glans en glamour om jou, wat my in jou laat glo. Want ek sien al lank hoe skitter die sterre in jou oog. Gooi weg al daardie maskers, waar agter jy so skuil. En deel alles met my. Ons doen dit net in styl.